Hallo, hallo, hallo. Hier kom Jessica. Môre julle, ek het al vir meeste van julle al môre gesê. Ek gaan net weer vir julle goeiemôre sê. Van julle kom van ver, van 'n Galla se kant af. Ja. Ja. So julle is almal so baie welkom hier vanoggend. Ja, ek is so bly om ieder en elk van julle hier te sien vandag. Julle weet net nie. Hallo Jessica. Julle weet net nie. Ons weet self ook nie wat die Here beplan vir vanoggend nie. Maar ons weet net hy beplan iets buitengewoons vir vanoggend. So ja, strap julleself in, hoor. Bakkel in, want dit gaan 'n ride wees, hoor. Dit gaan iets wees wat julle lewe gaan verander. Die Here gaan iets doen vandag vir elkeen van ons. Ek gaan vir ons net open met een skrif voordat ons vir Desiree aan die woord gaan sit. Gaan ek vir ons open met een skrif en ek wil dit oor julle elkeen uitspreek, sommer so van die begin af gaan ons julle seën. En dit is in Romeine 15 vers 13. Dit is die Passion Translation wat ek oor julle uitspreek. En ek sê vir elkeen van julle, luister mooi, want dit is die Here se wens vir julle, nou. Now may God, the fountain of hope, fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in Him. And may the power of the Holy Spirit continually surround your life with His superabundance until you radiate with hope. Ja, ek spreek dit oor julle in die naam van Jesus Christus en mag julle elkeen ja radiate van die hoop van Jesus Christus in ons. Ja, sluit gee julle oë. Dankie Vader, dankie Here dat U die God is van hoop en dat ons U binne in ons het. Dankie dat Heilige Gees dat U kom en dat hierdie vreugde, hierdie uncontainable joy binne in ons kom losmaak vanoggend. Dat ons kan weet wat die hoop is wat binne ons is, dat ons kan weet wat ons calling is. Kom wys ons Heilige Gees, kom spreek in ons harte nou deur Desiree. Ons gee vir U al die eer. Amen. Baie dankie Desiree. Nou ja, goeiemôre. Ek is nou nie gewoond om elke dag voor mense te staan en praat nie, so dit kom nie vir my maklik nie. Maar gelukkig hoef ek nie vandag hier te staan as Desiree nie. Ek staan hier vandag as God se verteenwoordiger. En dit is so 'n groot voorreg. Elkeen van ons is sy verteenwoordiger en ons elkeen staan elke dag en loop elke dag as sy verteenwoordigers hier op aarde rond. Ek lees in Matteus 10 vers 20. Dit sal nie julle wees wat die praatwerk doen nie, maar die Gees van die Vader wat julle as sy spreekkanale sal gebruik. So kom ons bid. Dankie Here dat vir die voorreg om U spreekkanaal te wees. Gebruik my vanoggend Here as U spreekkanaal. Here, mag die mense wat nou hier voor my sit, wanneer hulle na my kyk, dat hulle nie vir Desiree sal sien nie, maar dat hulle vir U sal sien, Here. Wanneer hulle na my luister, dat hulle vir U sal hoor. En mag ons elkeen vandag, wanneer ons hier uitstap by hierdie deure, as nuwe mense hier uitstap, verteenwoordigers van U. Amen. Is dit? So? Okay. So wat beteken dit
om 'n koninkryksbesigheid te hê. Kingdom business, wat beteken dit? Nou, ek het al baie gehoor, mense sê, jy moet vir God aanstel as die CEO van jou besigheid. Ja, dit is baie waar. Maar ek lees ook in sy woord, dat niks op hierdie aarde behoort aan ons nie. Alles behoort aan God. Nie eers ons kinders behoort aan ons nie, of ons mans, of ons vrouens, of ons motor, of ons huis, waarvoor ons so hard gewerk het, of ons besigheid, dit behoort nie aan ons nie. Dit is God se besigheid wat ons vir hom bestuur. Ek wil net voor ek verder gaan sê, ek gaan vandag regtig baie uit die woord aanhaal. Ek gaan baie skrifte lees. Nommer 1, want ek is mal oor die woord. Ek glo alles wat die woord staan, so die woord is my handleiding. En ook, Dr. Andries het vir ons vertel dat, wanneer jy iets vir mense sê, praat uit die woord, dan kan jy weet, jy kan niks verkeerd sê nie. Dan is die druk nie op jou nie, die druk is op die woord. So ek gaan definitief dit gebruik vandag. Na aanleiding van wat ek gesê het, die besigheid, ons besighede is nie ons sinne nie, dit is die Here sinne. Ons bestuur dit net vir hom. Wil ek lees uit Kolossense 3 vers 23. Pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Weet dat die Here julle met 'n erfdeel sal beloon. Die eienaar vir wie julle werk is Christus. En Psalm 24 vers 1. Die aarde behoort aan die Here, met alles wat daarop is, die wêreld en alles wat daarop is. So dis partykeer maar net moeilik om oor te gee aan die Here, al weet ons, dit gaan die beste vir ons wees om net oor te gee. Ons gaan floreer wanneer ons net werklik alles oorgee aan hom. Bly dit vir ons 'n moeilike ding om te doen. En veral wanneer ons 'n besluit in die oomblik moet neem. Want partykeer het 'n mens nie die tyd om eers 'n week of 2 of 3 oor 'n saak te bid en te hoor wat sê die Here hieroor nie. Partykeer moet jy in die oomblik 'n besluit kan neem. Maar ek wil vir jou vandag bemoedig dat wanneer jy regtig waar 'n pad met die Here stap en jy naby aan hom leef en jy het al genoeg kennis en wysheid ingesamel en jy hoor die Here se stem, dan sal jy in daai oomblik, sal hy vir jou antwoord gee wat jy sal hoor. Jy sal in daai oomblik weet ja of nee, omdat jy die Here ken en omdat jy sy stem sal herken. So, ek gaan nou vir julle die volgende lees, wat op julle papiere is, julle kan saam met my kyk. Die kenmerke van 'n koninkryksbesigheid. Nou, om die waardes van God as jou koning in jou besigheid te integreer, beteken, dat jy jou besigheid sal sien as 'n roeping om God te eer. Eerder as slegs 'n manier om wins te maak. Ek wil dit weer sê. Dit sal beteken dat jy jou besigheid sal sien as 'n roeping om God te eer. Eerder as slegs 'n manier om wins te maak. Dit sal dus behels dat jou besigheidspraktyke gebaseer is op integriteit, diensbaarheid en uitnemendheid. Spreuke 11 vers 1. Die Here haat 'n skaal wat nie reg weeg nie. 'n Akkurate lesing dra sy goedkeuring weg. Dit beteken eerlike pryse, om nie kliënte te bedrieg nie, of om jou personeel in te loop met 'n lae loon vir uitmuntende arbeid verrig. Beskou jou besigheid as 'n gawe van God en bestuur dit met verantwoordelikheid. Want dit is 'n gawe. Wanneer ons kliënte en werknemers met menswaardigheid behandel en werklik omgee, dan verskuif die fokus van selfsugtige winsbejag na die behoeftes van die gemeenskap. Bestuur jou finansies met tevredenheid en nie met gierigheid nie. Wees tevrede dat God in al jou behoeftes sal voorsien en vertrou hom daarvoor. Bestuur jou finansies met wysheid. En dan geniet die vrug van jou arbeid. Spreuke 2 vers 4 tot 26. Die mens moet ten spyte van sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ek het besef dit is 'n gawe wat uit God se hand kom.
Want wie kan sonder hom enig iets eet of geniet? God gee wysheid, kennis en blydskap vir die mens wat hom vreugde bring. Maar van die dwaas eis hy om rykdom op te gaar en bymekaar te maak, net om dit te gee aan iemand met wie God tevrede is. Het julle dit al gelees? Wanneer jy God se waardes in jou besigheid toepas, dan word jou besigheid 'n getuie en 'n middel tot seën vir jou gemeenskap en werknemers. Dis die waarheid. So hoe kan ek bogenoemde kenmerke in my besigheid toepas? Veral wanneer die volgende vraag van toepassing word. Hoe hou ek kop bo water in 'n stil seisoen? Dis 'n seisoen waarin ons eintlik nou almal is, wat besighede het. Ons weet, in die wintermaande is dit ons stil seisoen. Ek het met 'n pa groot geword, wat vir my baie, as klein dogtertjie, het hy vir my die, wat sal mens nou sê, die deegsame insek. Hy het my baie daarop gelet, op die deegsame insek, wat in die Bybel van geskryf word, die muur. Ek het baie as klein dogtertjie gedink, maar is my pa se eie storieetjies wat hy vir ons vertel, is sy eie wyshede wat hy nou vir ons vertel. Maar toe ek nou later self kon Bybel lees, toe sien ek so, waar hier staan dit in die Bybel? My pa was altyd reg. Dit staan in Spreuke 6 vers 6 tot 9. Jou luiaard, gaan leer by die muur. Kyk wat hy doen. Leer wat wysheid is by hom. Hy het nie 'n leier of 'n opsigter, of iemand wat agter hom staan nie. Hy kry reeds in die somer sy kosvoorraad reg. In die oestyd maak hy kos bymekaar. Jou luiaard, hoe lank gaan jy nog lê en slaap? Wanneer gaan jy eendag opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie lê en sluimer, nog 'n bietjie hande gevou lê om uit te rus, en skielik oorval die armoede jou soos 'n struikrower, en tekort aan kos oorrompel jou soos 'n gewapende dief. Nou het jy ook al so Salomo, ek het as klein dogtertjie dit baie gedoen, dit het my baie geïnteresseer om die rye mure so dop te hou. Hulle loop as in sulke rytjies, so agter mekaar, en dra hulle kos aan nes toe, grassies en stokkies en sade en goggetjies in 'n ry. Die een jaag nie mekaar aan nie, die ander een aan nie. Hulle werk saam in 'n span. Die groter mure help selfs vir die kleintjies om goggetjies te verskuif na die nes. En so hou hulle maar net aan met werk. En hulle weet nie wat in die pad voor hulle lê nie, want baie keer dan sou hulle by hulle nes aankom, dan kan die reën dit oorspoel het, of rowermure val hulle nes aan, of muurvreters krap hulle my neste oop, maar dit het hulle nie ontmoedig nie. Hulle het maar net aangehou om te doen wat hulle moet doen. En hoekom ek dit nou vir julle vertel is, want in ons besighede word ons ook maar partykeer ontmoedig. Ons kry struikelblokke op ons pad. Veral soos nou in 'n stil seisoen en dinge gebeur, soos in ons kombuise kan partykeer 'n yskas oppak. Die volgende dag gaan pak die koffiemasjien op. 2 dae daarna pak die mikrogolf op. Sulke dinge gebeur mos nou net in die stiltyd, wanneer jy nou nie geld het nie. En dan kan 'n mens partykeer ontmoedig voel, en dan kan 'n mens partykeer dink, yes, moet ek nou nog aanhou met hierdie besigheid? Is dit die pad wat die Here wil hê ek moet loop, of moet ek dalk na iets anders kyk? Maar ek wil jou vandag aanmoedig, hou aan met hierdie pad. Die Here sal vir jou op die regte tyd 'n ander pad wys, as hy vir jou 'n ander pad wil laat loop. So hou aan, maak jou kos in die winter bymekaar, in die somer bymekaar, vir hierdie winterstiltye. Ek het my besigheid Potpourri, het ek nou 22 jaar. En in die 22 jaar kon ek ook nog nooit voorspel, gaan ons nou regtig hierdie Desember weer 'n wonderlike seisoen hê nie? Of gaan ons hierdie winter weer 'n stil winter hê nie? Miskien is dit andersom. Ek kon dit nie voorspel nie. Ek het maar net altyd vertrou en nog steeds op die Here. En so het ek 22 jaar terug, toe ek my besigheid begin het ek my personeel in kontant betaal. Deesdae EFT ons mos, maar daai tyd het ek vir hulle kontant betaal. Ek het hulle op 'n Saterdagmiddag 5 uur betaal.
elke week. Hulle wou eintlik baie graag op 'n Vrydag betaal gewees het. Maar ek het nie geld op 'n Vrydagmiddag gehad om vir hulle te betaal nie. Ek het nie. Al was nie genoeg in my taal nie. Ek moes wag en staat maak en vertrou dat daar hierdie naweek gaan genoeg besoekers na ons dorp toe kom, wat my besigheid gaan ondersteun, en dat daar genoeg geld Saterdagmiddag gaan wees, se rots. En nog een Saterdagmiddag, 5:00, moes ek vir hulle sê, daar is nie genoeg geld in die taal nie. Ek kon hulle nog elke week betaal. En dan was daar nog so 'n bietjie om uit te haal in my spaarsakkie iewers te bære. En dit is nog steeds so eintlik, se rots. Ek EFT nou maar net, maar ek is nog steeds elke week, Here, gaan daar genoeg wees vir die lone? En daar is nog steeds elke week genoeg. Want ons vertrou op die Here, maar dit is ook maar 'n pad om te stap, om regtig te vertrou op die Here, nee. Ek gaan nou vandag julle baie persoonlike goed vertel, en ek het regtig maar gewonder of ek dit moet doen, is persoonlik. Julle weet dit nie van my nie, maar ek het gevoel die Here sit dit op my hart, ek moet dit doen. So hoe bly ek in geloof glo, dat God sal bly voorsien, ten spyte van wêreldse druk en kompetisie? Nou vir 'n hele paar jaar lank, baie lank, was Potpourri die spreekwoordelike eenoogkoning in die land van die blindes. Ek was die enigste koffieshop en geskenkwinkel daar aan die mees suidelikste punt in Agulhas. So almal wat daardie gedeelte besoek, daardie area, kom maar na my toe. Hulle kom soek 'n aandenkingkie of 'n geskenk of wat ook al. En hulle kom eet ietsie, so ek het regtig waar vir die laaste 20 jaar ons besoekers almal gekry. En toe so amper 2 jaar terug, toe maak dat langs my 'n koffieshop oop. En dit was vir my 'n klippie in my skoen. Ek het dit nie erken aan iemand nie, ek erken dit eintlik vandag vir die eerste keer. Dat dit was vir my 'n klippie in my skoen. En ek het na die Here gegaan met hierdie klippie en ek het vir hom gesê, maar hierdie klippie is nou vir my 'n irritasie. Dit maak nou al 'n blaasie onder my voet. Ek wil hom nie meer hê nie. En die Here het my gesê, maar dis baie maklik, skud nie die klippie uit. Maar hoe doen 'n mens dit nou net sommer? En die Here het my geantwoord. Bid vir daardie nuwe besigheid. Vra vir my om vir hulle te seën en vir jou te seën. Dit was vir my verskriklik moeilik. Hoe kan ek nou vir hierdie koffieshop bid? Here, seën hierdie nuwe besigheid, terwyl dit eintlik my irritasie is. Maar toe onthou ek 'n storieetjie. En ek weet nie of dit die waarheid is, of dit 'n storieetjie is, en ek het al van julle vertel, maar ek gaan dit nou weer vertel. Van die besigheidsman, wat ook in so 'n ou klein dorpie gebly het soos ons, en hy het ook maar net sy besigheid se deure elke maand net kon oophou. Daar was nou net genoeg kliënte sodat hy sy deure kon oophou. En so raak hy bewus van 'n soortgelyke besigheid wat nou net reg oor kan die straat van hom gaan oopmaak. En uit die aard van die saak was hy baie bekommerd daaroor. En hy is met hierdie bekommernis aan sy vriend, en hy sê vir sy vriend, hy is bekommerd nou. Daar skaars genoeg kliënte om my deure oop te hou, nou maak hy nog so besigheid oop. Hoe nou? En sy vriend sê vir hom, nee, dit is verskriklik maklik om dit op te los. Al wat jy doen is, jy vra vir die Here, stuur vir my genoeg kliënte, sodat ek elke maand my deure kan oophou. En hy sê, ja, dit is 'n baie goeie plan, maar gaan die Here nou nie sleg dink van my nie? Want, hoe kan ek nou vir die Here vra om nou vir my genoeg kliënte te stuur? Wat nou van die arme besigheidsman wat ook in hoop sy besigheid oopmaak? Die Here gaan mos nou sleg dink as ek so bid. En sy vriend sê vir hom, nee man, jy verstaan dit heeltemal verkeerd. Jy vra vir die Here om vir jou genoeg kliënte te stuur om jou deure oop te hou. Daardie besigheidsman bid presies dieselfde gebed. En so stuur die Here vir julle elkeen genoeg, sodat julle elkeen julle deure kan oophou. En ek kan regtig waar getuig daarvan, dat ek sien, hoe kom mense, spesiaal na hierdie nuwe koffieshop, ek dink sy naam is Coffee Blues, nee? Nou Coffee Blues,
hulle kom spesiaal vir hulle koffie. Want kyk, smaak verskil. Party mense verkies Coffee Blues se koffie bo Suid en Potpourri se koffie. So hulle is lief vir daai koffietjie, so hulle gaan koop hom daar. Maar nou is hulle in die omgewing. En nou kom hulle sommer met hulle takeaway koffie van Coffee Blues af en hulle kom shop binne in Suid en Potpourri. Te heerlik. En so seën die Here vir ons elkeen. Nou die dag was my personeel eintlik 'n bietjie ontsteld. Toe kom daar weer kliënte met Coffee Blues se takeaway koffie en hulle kom sit en hulle kom bestel 'n breakfast by ons. En hulle sê, mevrou, wat nou? Wat moet ons nou maak? Moet ons hulle uitjaag? Ek sien, by all means nou. Die Here is besig om ons elkeen te seën. Ja, so, prys die Here. Maar toe, het ek so bietjie later vergeet van hierdie besigheid. Hoe die Here werk, ek het 'n bietjie vergeet daarvan. Want toe, so 3 maande terug, toe maak Needles restaurant by die Lighuis oop. Nou, dit was 'n baie lang bouprojek, 3 jaar, weet nie so lank hulle gevat het nie. Maar in elk geval, terwyl hulle bou, toe kon ek sien wat dit gaan 'n pragtige plek wees, beslis 'n aanwins vir ons dorp. As ek 'n toerist was, sou ek definitief daaraan gedoen het. Dit is regtig waar 'n lieflike plek, is gerieflik en modern, mooi. En as ek nou daar aan my kantoor sit daarbo by Potpourri, ek het 'n venster wat direk uitkyk op die Lighuis. So ek het die bouprojek het ek nou die hele tyd daar gesit en dophou. En ek het later gesien wat 'n pragtige restaurant gaan hierdie wees, met 'n lieflike uitsig op die see. En ek weet dis iets wat kliënte by Potpourri mis. As daar nuwe kliënte in my winkel kom wat nog nooit daar was, en sal hulle eers vra, het jy vir ons 'n plekkie waar ons die see kan sien? So dis regtig, mense wil die see sien, ek verstaan dit. So ek het gesien, hierdie restaurant het dit alles. Hy is modern, kyk uit op die see. So later het ek my blindings laat sak voor my venster, want ek wou nie meer daaraan herinner word nie. En toe maak die restaurant nou so 3 maande terug oop, en ek gaan toe weer aan die Here. Ek sê vir die Here, maar ek het nou nie meer 'n klippie in my skoen nie. Ek het nou 'n verskriklike groot rots in my pad. Wat gaan hy nou met hierdie rots maak? En die Here sê vir my, jy kyk die vyand in die oë. Tog sjoe. En die Here herinner my toe dadelik aan Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. En ek het dadelik geweet dat dit nie Needles restaurant is wat my besigheid gaan steel nie. Die enigste ding wat hulle kan steel is wat ek hulle toelaat om te steel, en dit is my vrede. En terwyl ek toe daar in sy woord na nog bevestiging soek, toe lees ek in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle skade doen nie. So die vyand wat ek toe in die oë moes gaan kyk, was nooit Needles restaurant nie, maar my gedagtes, my eie vooropgestelde idees oor hulle. Maar ek het toe wel die dag na hulle opening, die eienaars in die oë gaan kyk, en ek het vir al die seën van die Here oor hulle lewe en hulle besigheid toegespreek. En ek en Herman het toe daar in 'n hoekie, lekker daar in die sonnetjie in hulle restaurant gaan sit. Ons het 'n cappuccino gedrink, terwyl ons daar in die wintersonnetjie gesit het en uitgekyk het op die see, het daar 'n groot vrede oor my gekom. En toe ek terugkom in my winkel in Potpourri, toe sê Keisha wat voor by die til werk, dit was vir haar so lekker om my te sien, want sy kon sien hierdie vrede wat oor my gekom het. En weer eens kan ek net getuig dat Needles restaurant, die Here het nog steeds vir Needles restaurant en vir my. Deur vir hulle te seën het hy niks van my al weggevat nie. Niks. Inteendeel. Hulle kry definitief besoekers, maar daai besoekers kom sommer na my toe ook. En dit het my ook herinner aan
30 jaar terug toe Jeanette Pienaar eintlik sy Uitvind Potpourri begin het sy vir my gesê, toe het ek nog eers gedink daaraan dat ek ooit eendag miskien my eie besigheid wil hê nie. Maar sy het vir my gesê, my kind onthou, as jy dalk ooit eendag jou eie besigheid het, en dan maak langs jou of oorkant jou presies dieselfde besigheid oop, moet nie bekommerd wees nie, want business brings business. Hoe meer besigheidjies daar in jou straat is, hoe meer voete lok dit na die straat, en jy kry ook daai voete, en dit is die waarheid. Ja, wacht, dit moet ek ook vertel, en ja, nadat ek nou vir hulle nou gaan sien het, en ons het nou, ek en Herman die cappuccino daar gedrink, toe voel ek nou regtig waar soos Paulus, wat deur 'n slang gepik is, en hy die slang afgeskit en in die vuur gegooi, en almal het gedink Paulus gaan nou opswel en doodgaan, maar na dit het almal gesien, Paulus is 'n kind van die Here, en net so het ek gevoel, ek het my gedagtes wat my gevangen gehou het, die slang wat my gedagtes gevangen gehou het ek letterlik afgeskit en in die vuur gegooi, en ek kon vry daar uitstap, en ek is nog steeds vry, dankie Here. En dan, hier sluk water vat, het ek regtig waar nog tot gistermiddag gewonder, of ek die volgende 2 dinge vir julle moet vertel. En dis ook persoonlik, en die woord sê ook eintlik om nie daaroor te praat nie. Maar tog het die Here vir my gesê ek moet daaroor praat. En dit is die vraag, hoe help ek my naaste in fisiese nood, wanneer ek self net oorleef? Want het is baie maklik om iemand te help, wanneer jou bankrekening vol is. Jy weet nie eens regtig hoeveel daarin is nie, so, of as jy nou 1000 of 2000 daar uithaal, jy gaan nie eens dit agterkom nie. Maar die eindelike ding is, wanneer jy skaars R100 vir jouself aan die einde van die maand oor het, om dan nog te gee en te help. Maar oké, eers die druk op die woord sit. 1 Timoteus 6, vers 17 tot 19. Sê aan hulle wat ryk is in hierdie wêreld, om nie trots te wees en op hulle geld te vertrou wat spoedig sal verdwyn nie. Maar hulle vertroue moet in die lewende God wees, wat aan ons ryklik alles skenk, wat ons nodig het om die lewe te geniet. Sê hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen. Hulle moet ryk wees in goeie dade, en moet ruim gee aan die in nood. Hulle moet altyd gereed wees om wat God aan hulle gegee het, met ander te deel. Deur dit te doen, sal hulle vir hulle 'n skat opbou, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die egte lewe kan ontvang. Nou so 'n paar maande terug, dit was November verlede jaar, toe het 'n enkel mamma na my gekom en vir my gesê, maar sy het nou 'n baie groot probleem. Sy is heeltemal 100% afhanklik van haar voertuig om haar werk te kan doen. En die voertuig van haar se radkas het nou opgepak. En soos julle almal weet, is 'n radkas nie min geld nie. Ag, en ek het nou maar vir haar geluister en vir haar gesê, maar sterkte toegewens vir haar gesê, maar die Here sal voorsien. En ek het omgedraai en geloop, en ek het nou nie weer verder eintlik deur die dag en na gedink nie, want November maand in ons tipe besigheid is die maand waarin ons groot aankope doen vir Desember seisoen. Nou, November maand het ons nie eintlik geld om aan te koop nie, want dan kom ons nou net uit 'n langstal winter. So dit sukkel soms om genoeg aan te koop. So ek het geweet ek is beslis nie die persoon wat daar kan help nie. Ek is nie in staat om haar vandag te kan help nie. So ek het nou nie weer gedink aan haar nie. Maar die aand toe ek nou in die bed lê, toe raak ek bewus daarvan dat die Here vir my sê, maar jy is daai persoon wat ek gaan gebruik om te voorsien. Jy het mos vir haar gesê God gaan voorsien, ek gaan vir jou gebruik om te voorsien. Maar ek het dadelik gedink, ag, dis my eie gedagtes. Dis nie die Here se stem wat ek nou gehoor het nie, want daar is nie 'n manier nie, ek het nie geld nie. Ek het regtig nie geld nie, ek kan haar nie help nie. So dink ek toe weer nie aan haar verder nie, en ek raak aan die slaap. Volgende oggend maak ek klaar vir werk, dink nog steeds nie aan haar nie.
Maar toe ek ry werk toe, ek weet nie van julle nie, maar die Here praat fisiek baie met my in my kar, as ek ry. Toe sê die Here vir my, Desiree, onthou nou van die vrou wat jy moet help, nie? Nee, dis my eie gedagtes, dis nie die Here se stem nie. Los het. Dit kan nie, ek het nie die geld nie. Nou ek het die gewoonte, as ek nou by Potpourri kom, dan gaan ek na my kantoor, en voor ek nou begin met my dagtaak is, dan lees ek sommer net gou weer so 'n stukkie woord. Ek is baie lief vir my Afrikaanse Bybel, ek is maar lief vir Afrikaans, so ek lees my Afrikaanse Bybel. Maar daar lê ook 'n Engelse Bybel langs my, die TPT vertaling, en ek dink, ek gaan nou sommer vanoggend net so 'n stukkie daar uit die TPT uitlees. En ek maak nie die Bybel oop. En my oog vang op 'n versie heel onder aan die bladsy in Spreuke. Spreuke 19 vers 17. Ek mag dalk emosioneel raak. Every time you give to the poor, you make a loan to the Lord. Don't worry, you'll be repaid in full for all the good you've done. Ek was in verwondering. Ek kon nie glo die Here praat nou so duidelik met my nie. Het is my regtig waar gevoel, hy fluister hierdie woorde in my oor. En ek het dit weer en weer gelees. Ek het met toe half so skuins op my lesenaar gedraai en ek het net so gesit. En ek het die woorde net weer gelees, hierdie vers, want ek het geweet dis die Here wat hier met my praat. En ek het so met my rug na my kantoordeur gesit en ek het bewus geraak van my kantoordeur gaan oop en iemand wat net iets op my lesenaar kom neersit en weer uitstap. En Kiesje wat by die til werk, sy bring so af en toe, as daar ekstra geld by die til is, bring sy dit op vir my om te bære. En toe ek nou klaar aan verwondering was oor hierdie skrif wat ek nou gelees het as bevestiging, toe draai ek nou weer terug en ek sien die koevertjie wat sy nou langs my neergesit het, en ek maak het oop, en ek tel die geld, toe is dit die presiese bedrag wat die vrou se kwotasie was vir haar in die beradkas. Nog 'n bevestiging. En voor ek weer vir myself kon sê, dit was nie die stem van die Here en sy eie gedagtes, toe bel ek die vrou en ek sê, waar ek het vir die geld. En het hierdie stukkie waar geword? You'll be repaid in full. Die wonderwerk het regtig waar gebeur in my gehoorsaamheid aan die Here. Hy het voorsien dat ek na dit eintlik daagliks daar in November maand kon aankoop. Bietjies het ek aangekoop. So baie kon ek aankoop dat ek na 'n baie goeie Desember seisoen, dat het in my winkel gelyk het asof ek nie 'n seisoen gehad het nie. My rakke was nog steeds vol, my stoorkamer was vol, my parskype het oorgeloop. Spreuke 3 vers 9 en 10. Vereer die Here met alles wat jy besit. Gee vir hom die beste van jou oes. Hy sal jou opgaarplekke volmaak. Jou parskype sal oorloop vir al die wyn. In Psalm 41 vers 1 tot 2. Geseënd is die mens wat omgee vir die armes. In tye van nood sal die Here hom red. Mense wat graag uitdeel ontvang altyd meer. Daar is ander wat synig is en hulle word arm. Mense wat 'n ander iets gun, het self altyd oorvloed. Hulle wat ander se dors les, is self altyd verkoop. So moenie bang wees om goed te doen nie. Al voel dit vir jou, jy kan nie. God sien jou hart. Vra selfs vir God om vir jou mense oor jou pad te stuur vir wie jy kan help. Ek het so rukkie terug. Ek is so 2 maande terug. Het ek regtig intens bewus geword van fisiese nood. Mense wat regtig waar fisiese nood het. Mense wat finansiëel swaar kry. Mens sien dit al hoe meer. En ek het die aand in my bed gelê. En ek het vir die Here gevra, hy moet vir iemand oor my pad stuur, vir wie ek finansiëel kan help.
Ek het al baie vir die Here gevra en van mense wys of jy kan help, maar ek het nog nooit vir hom gevra vir finansiëel help nie. Ek het al baie vir iemand 'n ou broodjie gekoop, sulke goeders gedoen, maar ek het nog nooit vir hom gevra, stuur vir my iemand vir wie ek finansiëel kan help nie. En ek het ook eintlik toe ek klaar gebid het gedink, ja, so wat bid ek nou? Dus ek kom nou, ons staan op die vooraand van die winter, ek moet nou my reserves hou. Maar ek het dit toe nou klaar gebid. En die volgende oggend, toe stuur die Here iemand oor my pad. En ek wou amper vir die Here sê, wag, wow, dis te gou, ek is nog reg hier. Ek is 'n bietjie by mekaar gemaak het vir dit. En die persoon het my vertel van sy nood, en ek het hom weer aangeluister, en toe ek by die huis kom, toe stuur ek van boodskap, toe sê ek van, weet jy, ek voel ek is daar die persoon wat jy moet help. Ek weet nie wat die bedrag is nie, maar ek dink, ek wil graag vir jou help. En toe het hy vir my die bedrag laat weet. En dit was nie min geld nie. Nou, ek het so ou klein skelm spaarrekeningkie. Weet jy, of jy daarvan weet, Herman? Van die rekeningkie? Hy moet nie weet nie, hy moet glad nie weet nie. Nou, ek spaar nou maar daarin vir ingeval ek nou finansiële nood kry, vir 'n rainy day, spaar ek daarin. So hierdie spaarrekeningkie het nou eintlik veroorsaak dat ek hoef nou nie meer so baie op die Here te vertrou nie. Ek het mos nou. As daar nood kom, sou nie so erg staat te maak op hom nie, ek vat daar uit my spaarrekening uit. Maar die bedrag geld wat die persoon toe nou wil hê, gaan veroorsaak dat ek feitelik my hele spaarrekening gaan leegmaak. Jo, en ek vra vir die Here, is dit regtig? Het ek hier reg gehoor? Want ek weet die Here sal ook nou net vir 'n mens allerhande dinge verwag wat jy nie kan doen nie. Hy verwag nie van jou wat hy glo jy kan doen. Alhoewel ek het nie geglo het nie. Maar ek het toe nou vir die persoon laat weet, ek gaan help. En ek kan vir julle eerlikwaar sê, toe ek die EFT gedoen het, en ek het daai enter knoppie gedruk, toe was daar glad nie 'n benoudheid, angstig, vrees, wat nou? Nou het ek niks. Ek het nou regtig niks, behalwe die Here nie. Ek het 'n opwinding gevoel. Ek het gewonder, wat gaan die Here nou doen? Hoe gaan hierdie besigheid nou uitspeel? Ek het regtig in afwagting gewees daarvan, ek was opgewonde. En ek kan weer eens sê, dit was in die stilseisoen, in die winter, wat dit nou gebeur het. Daar is die reserve geld nie. Maar die Here het regtig waar voorsien dat ek elke dag klein bietjie van my omset afknyp. En daar in die spaarrekening weer gaan bære. En ek het al amper weer daai bedrag het teruggesit. Ek weet nou nog nie hoe nie. Ja. So, ja, ek het die Here eintlik getoets. En julle kan dit ook doen. Maleagi 3 vers 10 sê die Here die Almagtige sê, bring al die tiendes na die stoorkamer, sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees. Toets my hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak nie. Ek sal voorspoed op julle laat reën, wat meer as genoeg vir julle sal wees. En dit het my ook, ek het terwyl ek getwyfel het of ek hierdie bedrag geld moet gee, toe die Here my geneem na Numeri 11 vers 23. Dit gaan oor Moses wat vir die Here gesê het, maar die Israeliete, hulle kla nou alweer, hulle is nou moeg van elke dag net manna eet, hulle is nou lus vir 'n bietjie vleis. Maar dit is baie, baie Israeliete, dit is nie 'n paar honderd nie, dit is seker miljoene. Maar die Here het gesê, hy sal sorg dat hy elke dag vleis het, hy gaan kwartels stuur. Maar Moses kon dit nie glo nie, hoe gaan die Here dit doen? Dit is onmoontlik in Moses se oë. En in Numeri 11 vers 23 staan daar, was my, ek het die vers sommer voor in my Bybel neergeskryf. Die Here het vir Moses gesê, dink jy die Here kan nie?
ek het ook gedink, hoe? Hy bewys ons maar net altyd weer verkeerd, waar ons verkeerd dink. Maar dan, hoekom ek nog getwyfel het, of ek dit nou moet noem, want in sy woord staan daar regtig, dat ons, ek wil dit sommer lees, in Mattheus 6 staan daar, van Jesus wat die mense vermaan, om nie hulle praktiese godsdienst in die openbaar te beoefen, sodat almal hulle bewonder nie. Anders gaan hulle beloning misloop. Hy waarsku hulle dat wanneer hulle mense help in nood, hulle dit moet doen sonder vertoon. In vers 4 beloof hy dan die volgende, so sal jou hulpbetoon geheim bly, en jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. Maar die Here het dit tog op my hart gedruk om dit vandag vir julle te vertel. Ek het nie name genoem of bedra of enig iets nie, net om julle te herinner, om goed te doen, en om in gehoorsaamheid op te tree, en julle hoef nie vir elke goeie daad Facebook toe te hardloop en te wys, ek het vandag hierdie instansie of daardie instansie ondersteun nie. Moenie laat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. Jesaja 58 vers 6 tot 9. Die vas wat ek wil hê, is om die juk van mense af te haal, en elke juk te breek. Is die vas wat ek wil hê, nie om jou kos te deel met die wat honger is, om aan die arm swerwer blyplek te gee, om klere te gee vir mense wat het nodig het, om nie weg te draai van jou familie wat jy hulp nodig het nie. As jy dit doen, sal die lig vir jou deurbreek soos die nuwe dag. Jou wonde sal spoedig genees, hy wat jou red, sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here sal jou van agter beskerm. Wanneer jy dan roep om hulp, sal die Here antwoord. Jy sal roep om hulp en hy sal sê, hier is ek. So wil jy op al hierdie wonderlike beloftes van die Here uitmis. Ek wil nie. Al wat ons moet doen, is om aan gehoorsaamheid op te tree. En die grootste voorbeeld van gehoorsaamheid wat ek in die woord kon vind, was van Abraham. Genesis 22 vers 15, waar Abraham sy enigste seun Isak moes gaan offer. En God wat toe aan Abraham sê, omdat jy my gehoorsaam het, en nie eens jou geliefde seun van my weerhou het nie, neem ek en eet, dat ek jou oorvloedig sal seën. En dan wil ek 'n laaste voorbeeld uit die Bybel uit vir julle vertel, van oor gehoorsaamheid, en dit gaan oor Naaman. In 2 Konings 5 lees ons van Naaman. Nou Naaman, hy was 'n baie belangrike man, hy was hoog in aansien, hy was die koning van Aram se bevelvoerder. Maar Naaman het melaats gekry. En toe sê Naaman se vrou, se diensmeisie vir Naaman, sy weet van 'n profeet Elisa in Samaria, wat hom sal kan genees. En toe die koning van Israel nou hoor, maar Naaman is nou op pad soontoe, toe is hy baie bekommerd en benoud. Hy sê, maar hoe kan hy kan nie van Naaman van melaatsheid gesond maak nie, geen mens kon dit eintlik nog ooit doen nie. Maar Elisa het toe nou bewus geword van die koning se reaksie, en hy sê vir die koning, hy kan maar net vir Naaman na hom toe stuur. En so het Naaman toe nou daar aangekom, met sy strydwaans, en sy perde, en sy gevolg, sy amptenare, en almal, en hy gaan staan en wag nou daar voor Elisa se huis. Maar Elisa het toe nou nooit opgejaag nie. Elisa het net 'n boodskap gestuur, gaan was jou 7 keer in die Jordaanrivier. Naaman was baie ontsteld, want hy is daarom 'n belangrike man, en hy het daarom gedink dat Elisa sou hom graag wil ontmoet. Hy is daarom nou die man, en hy het ook gedink, maar Elisa sou hom nou met groot vertoon genees. Hy sê daar in 2 Konings 5 vers 11, ek het verwag dat hy sy hand oor die melaatsheid sou waai, en die naam van die Here sy God aanroep, en my so gesond maak. En nou moet ek my net gaan was in die Jordaanrivier. En hy het ook gedink,
Die Jordaanrivier is ook nou nie so 'n groot belangrike rivier nie. Daar's ander riviere wat eintlik beter is as die Jordaanrivier. So Naaman was baie ontsteld. En hy wou net omdraai en teruggaan. Maar sy amptenare het hom toe nou maar oortuig, gaan was jy nou maar in die Jordaanrivier. En Naaman het dit toe nou gedoen, en hy is genees. Maar daar staan ook in sy woord, hy is nie net genees van belaatsheid nie. Daar staan ook, die Here het vir hom die vel van 'n jong seun gegee. Hy het hom nuut gemaak. So in Naaman se gehoorsaamheid het sy wonderwerk gelê. Want uit ons eie pogings, soos Naaman ook uit sy eie pogings uit wou gesond raak, is dit 'n stryd, dis moeilik. Maar wanneer ons net in gehoorsaamheid optree, is dit so maklik. Dan laat die Here die wonderwerk net so gebeur. Ons hoef niks te doen nie. Ons hoef nie te probeer nie. So, ons moet ook nie dink, miskien is jy ook vandag in die Jordaanrivier, en miskien dink jy, dis ook nie belangrik nie. Dis nie so groot, soos wat Naaman gedink het, die Jordaanrivier is nie belangrik genoeg nie. Miskien dink jy ook die ding wat die Here jou wil hê, en wat hy vir jou voorvra om te doen, is klein en minderwaardig. Maar dit is juist in jou gehoorsaamheid, wat jou wonderwerk gaan gebeur. Ek is amper klaar. Gister, Annemarie het jy vir ons in Psalm 62 gelees. En ek het die Psalm verder gaan lees, en toe skryf ek het dadelik hier neer. Psalm 62 vers 11. En as jou rykdom vermeerder, as jou wonderwerk nou gebeur, en jou rykdom vermeerder, moenie dat jou lewe daarom draai nie. Matteus 16 vers 26. Wat sal dit jou toch help, as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade aan jou diepste mens wees? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. Wat sal dit jou toch help, as jy alles in die lewe bereik, maar in die proses jouself vernietig of skade aandoen? En dan natuurlijk die top vir my van alle verse in die Bybel, Matteus 6 vers 33. Soek allereerst die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal julle toegevoeg word. En dit is die sleutel tot sukses. Nie om bo te wees nie, maar om te sterf van jouself. Die eie ek, en gehoorsaam te word aan God. Een van die grootste gevare van sukses is nie mislukking nie. Dit is onafhanklikheid van God. Die gevaar van sukses is nie dat jy iets bereik het nie, maar dit is wanneer jy begin dink, jy het dit op jou eie gedoen. Wanneer God nie meer ter sprake is nie, wanneer jy hom nie meer vra vir raad en leiding nie, wanneer gebed afneem, en jy begin staat maak op jou eie vermoëns, en selfs op die applaus van die mense rondom jou. Jy sal geseënd wees in alles wat jy doen, wanneer jy die goue lewensreël toepas, Matteus 7 vers 12. Doen vir ander alles wat jy graag wil hê, hulle vir julle sal doen. Dit is die kern van die wet en die profete. En dan 'n laaste stukkie wat ek vir julle wil lees, ek noem dit altyd my ten spyte of my nogtans gedeelte in die woord. Habakuk 3 vers 17 tot 19. Selfs al sou die vye bome in die bot nie, en die wingerd sonder druiwe staan, al het die olyfoes misluk, en lewer die landerye niks op nie. Al vergaan die kleinvee in die veld, en is die beeskrale leeg, tog, ten spyte van alles, sal ek my verbly in die Here. Ek sal juig oor God wat my verlos. Die oppermagtige Here is my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. En ek sluit af met Spreuke 30 vers 8. Laat my nie arm of ryk wees nie. Gee asseblief vir my net dit wat ek nodig het. Amen. Ek gaan nou vir julle bid. Vader,
Ek wil vandag vir elkeen van hierdie mense wat hier sit, Here, ek spreek die seën oor elkeen van hulle uit. Here, ek seën elkeen van hulle met u liefde. Stort u liefde in elkeen van hulle se harte uit, Here. Skenk aan elkeen wysheid, insig en kennis. Skenk aan elkeen die begeerte en die behoefte om u nog beter te leer ken. Skenk aan elkeen u hoop, vertroue, geduld, vreugde, vrede. Maak elkeen bewus van u teenwoordigheid binne in hom of haar. Laat sy bewus word van die krag wat sy reeds binne in haar het, van u gees wat binne in haar leef. Mag sy elke dag bewus word van u in haar lewe, en mag sy aan u al die eer gee wat u toekom. Ek skenk hom, ek seën haar, Here, met u vrede. Vrede wat alle verstand te boven gaan, ten spyte van omstandighede wat soms nie sin maak nie. Ek sien haar met geloof, Here, en vertroue, en vrede. Ek sien haar met nog meer van u, Here. Mag sy die smag wat sy het na u, laat het nog meer word, Here, dat sy nog meer smag en meer wil hê van u. Dankie dat u dit vir haar gee. Dankie dat u die begeertes van haar hart ken. Dankie vir die vrede en die vreugde wat sy ook in hulle huis bring. Ek sien haar wat nog meer gehoorsaamheid, Here. Nog meer van u. Ek sien hom in die volheid van die Gees, Here. Meer en meer. Ek sien haar met enige bande wat haar nog vashou. Maak haar vry, Here. En laat sy in die volle lig loop. Ek sien haar met gesondheid. Ek sien haar met u lig. Nog meer, Here. Ek sien haar met baie vrede, Here. Vrede en vreugde wat alle verstand te boven gaan. Ek sien haar met die liefde. Stort dit in haar hart uit, Here. Mag sy bewus word van u in haar lewe. Nog meer van u, Here. Dis wat sy wil hê. Laat sy van u bewus word, dat u nader as haar asem is aan haar, Here. Laat sy u so ervaar. Mag sy in alle omstandighede u vrede ervaar. Ek sien haar met wysheid en baie kennis en insig. Voorspoed, die bewustheid van u teenwoordigheid.
seën jou met alles wat jou terughou om jou volle potensiaal te leef. Bande wat gebreek word, trots wat neergelê word. Ek seën jou met vrede en vreugde en oorvloed wat net vir hom te vind is. Ek seën jou met die volheid van sy gees wat soos lig uit jou uitbars. Ek seën jou met die bewuswording van nie een oomblik sonder hom wees nie. Ek sien jou met die vrede wat soms vir jou voel is nie nou by jou nie. Dat jy altyd bewus sal wees van dit wat by jou is. Ek sien jou met gesondheid en 'n lang lewe. Ek sien jou met nog meer liefde in jou hart vir almal wat by jy in aanraking kom. Ek sien jou met nog meer fyn ingesteldheid en profetiese woorde vir mense. Ek sien jou met die volheid van sy gees. Amen. Wow. Okay, dankie Desiree. Maar ek moet ook sê dankie Heilige Gees. Wat vir my so absoluut asemrowend is van die Here, is dat hy weet presies wat ons elkeen nodig het. En hy het nou vir julle elkeen vandag iets baie besonders kom gee deur Desiree. Dankie vir jou gehoorsaamheid. Ons gaan nou gou-gou 'n breek vat, dat julle self tot verhaal kan kry. Dis hoe ek voel. Ons gaan 'n vinnige breek vat, kry beskuit, koffie, tee, net 10 minute of so. En dan het ons net ons tweede sessie se kort sessie. Die wat moet gaan, ek weet daar is 'n paar van julle wat moet gaan. Dis heeltemal oukei, hoef nie skuldig te voel nie, hoor. Vir die wat nog wil bly vir die tweede sessie, dis net so 'n bietjie meer 'n one-on-one intieme sessie. Bly gerus en maar gaan kry gerus eers 'n beskuitjie en 'n slukkie tee of koffie, hoor, en dan kom julle weer terug hiernatoe. En dan nou julle op die einde gaan ons 'n spot, pastoor wil ietsie sê, julle op die einde gaan ons 'n spot blessing doen. Dis nou ons taal vir lucky draw. Ek dink ek ook dalk verdwyn. So ek wil iets sê voor ek verdwyn. Ja, amen. Julle wat vanoggend hier was julle geseëndlik, dit is hoor. Jy het iets geleer. Hoekom ek die geleentheid gebruik? Die feit dat sy kom staan, dat vanoggend se storie gaan oor finansies, is dit reg? En dit is so nodig, want soos hy sê, sy het al die goed uit die woord uitgehaal. So is interessant, as jy die Bybel oopmaak en lees jy van finansies. Wie is nog hierso? Moet dit nie doodgaan nou op my nie, hoor. Het is interessant dat die Bybel praat oor geld. En dat die Here Jesus praat oor geld. Iets in die week wat verby is gebeur en Tron het my net daarvan vertel. Miskien na aanleiding van dit wat ek sê. Maar 'n paar jaar terug het 'n ou vir my en Tron ook vorige keer daar agter in daai moederskamer. En gesê, julle moenie so baie praat oor geld in die kerk nie. Met ander woorde, jy moet stukke uit die Bybel uithaal, moet in godsnaam nie oor dit praat nie. Ek weet dus in die Bybel moet net nie met my daaroor praat nie.
En iemand gesê, ja, ons jaag vir mammon. Maar die oomblik as mense sukkel goed met die weet is mammon wat met jou praat. As jy kyk na die Here Jesus, en gee my nog 5 minute, as jy kyk na die Here Jesus, en die ouens sê altyd, ons kyk na die Here Jesus, hulle lieg, as mens vir jou sê, kyk na die Here Jesus, nou nie glo nie, hulle het groot bek, maar dit is al, het eindig daar, check. Maar as jy regtig kyk na die Here Jesus, dan sê die Bybel, hy het die vloek van die wet op hom gevat, so die seun van Abraham na ons toe kan kom. Wie van julle dit al gelees in Galasiërs 3? En jy gaan sit en ding sê, die woord sê, maar al wat vir ons gaan, ek wil net gered geword, en Tron is lief om te sê, one way ticket, ek wil net die hemel uitkom, help my God, dat ek net die hemel kan uitkom, en dis nie waaroor gaan het nie. Die Bybel sê, die Here Jesus het 'n vloek geword, so die seun van Abraham, na ons toe kan kom. Wie hoor het ek sê? Gaan lees toch Galasiërs 3, sal julle? Hy sê vir Abraham, hy sê, ek wil jou so seën, dat jy 'n seën vir ander mense sal wees. Gaan lees 'n bietjie, dis Genesis 12, dink ek, 22. Hy sê, ek wil jou so seën, dat jy 'n blessing vir ander. Met ander woorde, kerk, hy het sy lewe gegee, sodat jy 'n blessing kan wees. Behalwe die kerk. Die kerk sê, moet net nie met my daaroor praat nie, asseblief. 12, ja. En ek dink 22 sê die weer. Maar, wie is nog by my? Wie wil julle so geseënd wees, dat jy 'n seën kan wees? Baie keer bid ons, Here, gee my net die maand deurkom. Hoekom wil jy so 'n dom, eie sinnige, selfsugtige gebed bid? Dis selfsugtig. Ek wil net deurkom, Heer. Nee, ek wil nie, jy moet deurkom nie. Ek wil hê, jy moet ander ouens kan help om deur te kom. Wie van julle weet dat sy naam is El Shaddai, more than enough? Hoor net ek vir jou sê. Sy het fantastische goed vanoggend gedeel, en miskien ons een Sondag, Tron, dat sy net oor dit praat in die kerk, dat die ouens dan wil kwaad word, goed kwaad word, maar dat kan hoor. Ons gee Mike, maak me nog nie vast, dat sy hom nie kan wegvat. Ja, sy is goed. Ek wil net hê, jy moet verstaan, God wil jou seën, en hy bewys dit vir jou daaraan, deur sy seun in jou plek laat sterf het. En as ek lieg, dan lieg ek, of die Bybel lieg. Die Bybel sê, God het Jesus 'n vloek gemaak. Maar jy weet, ons mense, ons stel nie in daai storie belang nie. Hy het 'n vloek gemaak, sodat ek en jy, die seun van Abraham kry, en dis 'n seun wat sê, more than enough, to be a blessing. Wie is nog saam met my? Die goed sê vanoggend gepraat, is vir my fantasties, vat juist jou oë weg van die geld af, en jy sê jou oë op God. Want hy is die voorsiener. Is jy by? Hy is die voorsiener. En julle is baie veel besigheidsmense, ek is nie meer een nie, maar jare terug 'n ding gehad, maar wat ek wil sê, luister nou, moenie kyk na ons omstandighede nie. Moenie luister wat die ouens die dorp praat, jy moenie in die kerk praat, nou geld hy, hulle lieg. Jesus het sy lewe gegee, en dit sê Paulus in 2 Korintiërs 8, ek kan nie lekker onthou nie, hy sê, en God het hom arm gemaak. Het julle dit al gelees? Hy sê, die Bybel sê, God het Jesus arm gemaak, Marian. En weet jy wat sê hy dan verder? Sê het weer? Wie van julle dit al gelees? Miskien julle dit uitgetip, ek sê die Bybel, ek weet nie. Iets ander blad. Gaan lees jou Bybel. Die woord sê, God het Jesus arm gemaak, sodat ons ryk kan word. In hierdie situasie ons nou is, ja, Isak het gesaai in 'n tyd van famine, wat famine is? Hongersnood. Nie gereend nie. Die Bybel sê het in die tyd van hongersnood gesaai, en het 100voudig.
ek wil julle ouens aanmoedig. Kry julle oë op God. En dis wat ek nou vandag by haar geleer het, is, moenie kyk wat die bank is, jy kyk wat God vir jou kan doen. En baie keer, weet, van ons is mense wat vir ander mense dalk werk, moenie laat die ou vir wie jy werk, is jou voorsiener nie. God is jou voorsiener. Is jy by? In alle jare dat ek bediening was, die kerk het nooit genoeg geld gehad om vir my te kyk, want hulle het altyd geglo, Lord, you keep him humble, we'll keep him poor. So my oë moes altyd op God gewees het. En in alle jare, vir my en Rita D gebring dit nou toe. So ek kan uit daai ondervinding praat, en dis wat sy vanoggend gedoen het hier. En dis wat so fantasties was. So dit het my hart aangegryp, om te sien, julle kom vanoggend niet om te hoor wat sê God, ook oor my geldsake. Is dit reg so? Nou ek wil julle aanmoedig, as jy uitstap, gaan lees die woord wat sê, dat hy 'n vloek geword het, sodat God jou kan seën bokant jou vermoëns. Hoekom wil hy dit doen? Sodat jy 'n seën vir ander kan wees. You can't be die Bybel sê, is saliger om te gee as om te ontvang. Nee? So, kyk jy by 'n plek, jy kan kom, kan gee, en dis sê gepraat het, ek en Tron praat 'n bietjie van saad, dis dieselfde ding, jy saai in 'n ander ou se lewe, so daar 'n oes kan kom, en as die oes kom, kan jy weer saai. Is julle by? So ek julle aanmoedig, as dit met jou goed gaan, is dit tot eer van God. En kom ek nou vir jou sê, armoede is nie 'n blessing nie. En moet niemand jou kon vertel, ja, jy het nou arm geword, iets vir jou leer. Al wat God, as jy arm word, al wat jy kan leer, as jy nie geld het, jy kan nie lewe nie. Dis al wat jy geleer het. Dit is 'n stupid les. Jy hoef nie in skool toe te gaan daarvoor nie. Wat jy moet leer, iemand het gesterf, sodat jy geseën kan wees, want God wil die wêreld seën, maar hy wil sy kerk gebruik. Jou gebruik, vir my, as jy nog saam met my, baie dankie vanoggend, dankie, baie dankie, was 'n fantastiese woord. Ek net iets sê, sy het iets goed gedoen, en ek sê, kyk daar, ek wonder, wat gaan sy doen, ek wil net wag as sy dit doen, dan wil ek vir haar sê, doen dit. En toe doen sy, toe sê, eers toe oor staan en wonder wat moet sy maak, en toe klik sy, wat moet sy maak, en toe begin sy hand op mense lê. En het jy geweet, hy hand op iemand lê is, ek praat van wêreld so goed nie. Maar wat sy vanoggend gedoen het, is dit wat God in haar gees gereponeer het sy oorgedra na jou toe. En as jou hart oop was, en ontvanklik, nie so 'n twak dink het in jou kop nie, en God se gees oor jou gekom, dit wat in haar lewe gebeur, het oor jou gekom, en dit elke keer sy hand oplê, dit het oor jou gekom. En nou toe sê, hier kom toch, nou wil ek kyk wat sy nou maak. Want hy agter in die kerk, sit twee mense wie sy baie goed ken, en dan 'n ander ou toppie. Nou wil ek kyk wat gaan sy met hulle maak. Hou ek dop. Gaan sy deur na Herman toe. Ek net 'n smile, sy sit stil, Herman, hou vas hy broer, hier kom nou 'n blessing. Toe vertrom, en vir my, kom ek wil niet veel sê, wat julle vanoggend ervaar, en hoor nou dat ek vir sê, was 'n afspraak van God met jou, met 'n plan in jou lewe. En as jy gehoor het en daarop gaan reageer, gaan jy goed sien, wat jy nog net oor gedroom het, wat jy nog net gehoor het ander mense van vertel. Jy gaan na tyd 'n boek aan skryf, wat God in jou lewe doen. Baie dankie. Amen. Baie dankie. Hoorie, die groot ding wat my getref het, is omdat sy dit wat die Here wil hê sy moet doen, te doen, was sy gehoorsaam. So elke keer is soos Abraham, dan kom elke keer gehoorsaamheid uit. Want jy kan nie net op jou lauwere gaan sit en jy die boodskap gehoor, maar jy doen niks. Moenie dink, dan gaan die saaiery help, dat daar meer word. So die mens moet gehoorsaam wees. Dan moet 'n aksie wees. Jy kan nie 'n fiets ry sonder om op te trap.